Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende se koerantbesprekings en Palesa Mtlala sluit volgende ons aan. Goeiemôre Palesa. Goeiemôre julle. Palesa, was jy stout geweest as kind? Ek dink as jy nou my ouma moet vra, dan gaan sy sê beslis ja. So ek dink ja, ons was maar ons kattekot aangevang. Ons het altyd so 'n groot moer by 'n boom gehad en was ek nou altyd bang om te klim. Ja. Dan klim my sussie en dan staan ek onder en dan gaan sy nou die moer by afgooi en dan vang ek dit in my jersey of Ja. top. En dan gaan dit mos nou die rooi gaan afgee en Ja. so dit was nou en dan so voetjies ook baie vuil is ons nou daar klaar. Maar dit was lekker geweest. Dit was lekker. Nee. Ja, dit was lekker tye. Palesa, ons begin volgende by Nigerië eis vergoeding vir mense wat uit Suid-Afrika vlug. Ja, soos ons weet nou met die onlangse optrede die 30ste Junie toe ons 'n afsnypunt of die afsnydatum gee vir die immigrante of die onwettige immigrante om die land te verlaat, het baie van hierdie mense nou maar al teruggekeer huis toe. So Nigeria het nou al so wat 600 mense wat nou al huis toe is, of van hulle burgers wat nou al terug is, en daar is nog 'n paar honderde wat moet gaan. Maar nou sê hulle regering dat die Suid-Afrikaanse regering moet nou vir hulle vergoed. Van baie van hierdie mense is nou onder drukkie weg en hulle het nou baie van hulle besittings agtergelaat. So hulle winkels, artsbesittings is nou maar karre, klere, hulle huise of huisbesittings en so hulle sê nou moet die Suid-Afrikaanse regering nou vir hierdie burgers van Nigeria vergoed. En so wat hulle nou tans mee besig is, hulle dokumenteer nou alles. So almal wat nou daar aankom in Nigeria, hulle gaan nou basies net oor alles wat hulle hier in Suid-Afrika nou dalk agter kon laat het en so hulle stel nou ondersoek in van hulle kant af. En maar wat hulle ook nou genoem het is dat hulle gaan liewer 'n diplomatisiese roete volg en nou nie self met die hof nou werk nie. Ja. Ek moet hier byvoeg. Ons praat natuurlik nie oor immigrante wat wettiglik in Suid-Afrika is nie. Volgens die Suid-Afrikaanse regering is die Nigeriese burgers, die 600 Nigeriërs wat gerepatrieer is, let wel, gerepatrieer. Jy word nie gerepatrieer as jy wettig in 'n land is nie. Ja. Is almal onwettig in die land gewees. Hulle het nie dokumentasie gehad nie. So en die mense ook sê dis nie ons wat sê julle moet gaan nie. Dit was March of March wat hierdie veldtog begin het. En die meeste van Suid-Afrikaners stem nie saam met wat daar gebeur nie. Ja. Wat ons wel mee saamstem is dat almal dokumente moet hê. So om mense te repatrieer omdat hulle ongedokumenteer is nie ongekend nie. En die Nigeriese regering kan nou sê wat hulle wil, maar jy kan nie mense onwettig in ander lande laat bly nie. Ja, jy kan nie. En so dit soos jy nou noem, hulle sê alle mense was gedokumenteer. As jy sê dat die proses kan nie gebeur as die mense gedokumenteer was nie. So die Suid-Afrikaanse regering sê nou wel ja, hulle was onwettig en nou sê Nigeria nee, maar hulle was nie onwettig in die land nie. So dit maak glad nie sin nie van as julle nou by daai sentrum bymekaar kom en julle en hulle sê ook dat baie van hierdie burgers, die Nigeriese burgers, hulle is gedokumenteer, maar ons binnelandse sake, daar's te veel vertragings wat gebeur. So hulle kon nou nie hulle se dokumente agter mekaar kry, betyds nie. So dis nou hoekom hulle moes gaan. So dit is nou maar twee kante van die storie en maar soos jy noem, jy kan nie deur daai proses gaan as jy wettig in die land was nie. Ons kan nie wettig sê net maar na die FSA toe gaan as jy nie betyds jou dokumentasie reg het nie. So jy kan nie FSA toe vlieg en daar land en sê ek wag vir my dokumentasie, dis jou skuld nie. So nee, maar hulle regering. Dit is nog al 'n bietjie 'n stukkie van moeilike proses want is nou maar al twee kante en maar nou met hierdie vergoeding kan hulle nie net sê okay, Suid-Afrika moet nou vir hulle vergoed nie. Dit gaan nou 'n bietjie 'n moeilike proses wees want hulle moet bewyse het dat hulle wel dit is nou hulle besittings hierdie of hulle moet ook genoeg bewyse kan toon dat Suid-Afrika of die Suid-Afrikaanse regering nie hierdie burgers van Nigerië beskerm het nie of dat hulle nou net hierdie goed nou net van die mense nou maar net hardloop hier vanaf en nou hulle aardbesittings agtergelaat het in Suid-Afrika. So dit gaan nou maar ons gaan nou maar sien wat gebeur. Ons wag nou maar dat hulle se diplomatisiese proses afgehandel word en hulle gaan nou maar ook nou met Suid-Afrika se regering direk hanteer. Dan is gepraat van Suid-Afrika, die motorindustrie in Suid-Afrika het 'n veldtog van stapel gestuur om 1,7 miljoen foutiewe lugsakke en voertuie te herroep en te vervang
met nuus. Hierdie is oor 'n paar handelaars se Japaneese vervaardiger se lugsakke. Ja, so Takata is hierdie Japaneese vervaardiger se lugsakke nou. Ons weet nou al hierdie Takata skandaal het so wat 10 jaar gelede of 'n dekade gelede nou al gebeur, waar hulle een van die grootste herroepings of terugroepings in die geskiedenis wat nou plaasgevind het. Van hulle foutiewe lugsake was nou in meerderheid van voertuie, so dit sluit in jou Toyota, BMW, Audi en nou vir die afgelope dekade sukkel die reg oor die wêreld sukkel die mense nou veral in Suid-Afrika om dat hierdie voertuie moet terugkom en laat hierdie foutiewe lugsake nou hervang word of vervang word. En nou die Suid-Afrikaanse regering sê of NAMSA, hulle het nou genoem dat so wat 'n dekade gelede het hulle 2.7 miljoen voertuie geïdentifiseer wat hierdie foutiewe lugsake kan. 2.7 en die minder as die helfte het toe teruggekom of hierdie karre terug ingebring. So nou dis hoekom die motorbedryf nou, so dit sluit natuurlik in NAMSA, die kleinhandel motorbedryf organisasie en dan die nasionale verbruikerskommissie, sulke tipe organisasies. Dit sluit nou vir hulle in die bedryf as 'n geheel. Hulle gaan nou hierdie veldtog befonds en hulle gaan nou ook maar probeer met nuwe maniere op te kom. Aangesien hulle nou so sukkel dat mense moet terugkom of hierdie foutiewe lugsakke met die voertuie terugbring. So nou gaan hulle gaan 'n bietjie meer kreatief word om die mense te probeer inkry. So hulle sê van een van die veldtogte wat dit gaan behels, is hulle gaan probeer koopbewyse of brandstofbewyse nou vir mense gee om hulle te motiveer lok. om in te kom. Ja, ek dink ons mense as jy nou gesê word, hoorie, jou kar is onveilig, van nou hierdie lugsakke die probleem is dit kan ontplof. Sure. As daar te veel druk teen dit nou is, soos jy nou in 'n motorongeluk is en dan kan hierdie ding ontplof. So Hy moet ontplof as jy 'n ongeluk is. Ja, maar dit nou die probleem is hy het nou sulke klein stukkie metaal wat kan skiet uit die lugsak uit. Wow. So die vervaardigers waarskynlik nou al ook lank die voertuigeienaars en maar niemand luister hier. So nou hulle probeer nou mense lok. Hoe nou, weet 'n mens of jou voertuig moet ingaan? So daar's 'n stelsel, 'n stelsel, verkeersstelsel wat ons het. Dit is die ETIS stelsel en so jy kan daar opgaan en dan ja. So laat ek net gou vir jou sê, My magte, want baie ek dink as baie mense nou sit en wonder, is my voertuig dan die ene wat moet in? Ja, so dit is die ETIS, ENATIS stelsel. So dis is Suid-Afrika se nasionale verkeers en voertuigdatabasis. So jy kan op daai databasis gaan kyk of jou voertuig dalk een van die voertuie is wat nou hierdie foutiewe lugsake het. Dit sal op ENATIS wys. Ja, en dan kan jy ook dan vir NAMSA gaan besoek, namsa.co.za en maar die probleem kom ek nou moet jy net weet, baie van hierdie karre is nou, hierdie karre was vervaardig deur of hierdie Takata lugsake is met karre wat vervaardig was tussen 2000 en 2018. Okay. So baie van hierdie karre was dalk tweedehands al verkoop. So dit is al deur verskillende hande. So dis nou maar een van die grootste probleme met hierdie veldtog dat hierdie stelsel is ook bietjie dit word nie gereeld opgedateer nie. So NAMSA. Ja, so nou is NAMSA gaan vir jou ook kan aanduiding gee watter handelaars jy kan gaan besoek en ook dan nou uitvind of jou kar een van die foutiewe. So ek dink as jy nou nie te seker is nie en jy gaan op die stelsel, soos ons weet hierdie stelsel ook hierdie aanlyn stelsel vir Suid-Afrika se verkeer is ook nou nie opgedateer nie. So dan gaan jy maar tot by jou handelaar dat hulle nou maar self kan gaan identifiseer of jou voertuig foutief is. So ons hoop nou maar die stelsel word opgedateer, veral nou dat hulle nou hierdie groot veldtog aangaan, maar ek is net bly om te sien dat vervaardigers soos BMW ook, hulle vat nou maar hande met die res van die bedryf, so hulle doen moeite. Ja, hulle gaan ook nou hulle sê hulle gaan ook nou hulle se kapasiteit begin opskuif. So hulle gaan nou so tot 4000 voertuie per maand kan hanteer en hulle sê ook hulle het al reeds 50000 van hulle BMW voertuie herstel. So die lugsakke, ja. Ja, maar hulle glo ook daar is 90000 nog
op die pad wat nou nog foutief is. So ek dink die beste is as jy weet jy het 'n BMW of 'n Audi, dan gaan jy maar na jou naaste handelaar en dan gaan hulle vir jou kan sê of jy aan die veilige kant is of jy in die moeilikheid is. Palesa, kom ons hou sommer by die pad om jou bestuurslisensie weer strafpunte te verloor. Okay, so ons het nou maar gehoor in berigte die afgelope tyd dat die ARTO stelsel, so dit staan vir administratiewe berigting van padverkeersmisdrywe. So ons weet dit is een van die grootste veranderings aan Suid-Afrika se verkeerswetgewing in jare. En ons weet ook hulle het nou al stelselmatig hierdie ARTO-wet begin instel. Ons probeer weet instel, maar ek kry dit nie reg om te werk. Kom ook nie baie ver nie. So ver is dit nog net Johannesburg en Pretoria wat nou al probeer het wat nou die toetslopies gehad het en dat hulle nou ook onlangs vir 60 meer munisipaliteite ook hierdie ARTO-wet laat instel. Maar ons weet daar is baie kritiek, maar vandag fokus ons net op so vinnig op hierdie strafpunte. So ons is gewoond dat gewoonlik as jy nou in die verkeer as jy nou misdrywe het in die verkeer, jy spring oor 'n rooi robot of jy kry 'n boete. Jy doen nou jy's 'n moeilike of 'n gevaarlike verbysteek, dan kry jy 'n boete. So nou gaan hulle met hierdie nuwe ARTO-wet nie net meer op 'n boetestelsel werk nie, maar nou gaan dit nou so op 'n strafpunte. So boete en punte. Boete en punte. Ja. Okay. So nou gaan jy punte opdoen. As jy nou verby 'n rooi lig gery het, dan gaan jy 'n paar punte opdoen, maar wat nou belangrik is om te weet is as jy 15 strafpunte bereik, dan kan jy jou bestuurslisensie outomaties kan dit opgeskort word. Vir hoe lank? Dit kan so tot en met 30 dae of 3 maande eintlik, 3 maande kan dit opgeskort word. En nou moet jy weet as jy by die 15 punte is en elke punt bo hierdie 15, dan kan dit vir jou 'n ekstra maand byvoeg. Dit is 'n bietjie 'n probleem want as jy 'n besigheidseienaar is met 'n klomp voertuie op jou naam, dan gaan ander mense hierdie goederes en jy gaan jou lisensie verloor. Ja, dan kan jy nou jou lisensie verloor. Veral soos besighede, as jy nou 'n logistieke besigheid het of jy het drywers op die pad met jou voertuie vir hierdie dienste soos Bolt en Uber en dan gaan hy punte nou op by punte gebaseerde stelsel gaan nou vir jou so 'n klomp punte teen jou gaan opdoen wat jy nie kan besigheid doen nie. En so wat ook nou bietjie bekommerend is hier met hierdie is dat as jy nou per ongeluk nou sê jou boete of jy kry nou jou briefie van die verkeersdepartement af en dit gaan na verkeerde adres toe. Dan is jy onbewus dat jy boete opgedoen het teen of jy het nou strafpunte teen jou naam opgedoen. So dan gaan dit miskien net aan mekaar opgaan en as jy nou al bo oor die 15 punte, dan ry jy nou nog rond en dan word jy seker nog vir 3 ekstra maande opgeskort of jou lisensie. So daai kan ook 'n probleem wees, maar en ons weet ook dat organisasies so SALGA is bietjie teen hierdie die ARTO wet. Hulle sê dat munisipaliteite is nie 'n goeie fiskale omgewing nie, dat hierdie implementering bietjie moeilik gaan wees en dat veral as ons dit nasionaal uitrol. So ons kyk hoe lank vat dit vir ons om net in die groot metros nou al hierdie ARTO-wet met toetslopies of dit nou reg in plek in te stel. So hulle sê ook daar's ook tans 'n debat oor hierdie of die stelsel werklik mense se gedrag gaan verander. Want ons weet ons paaie is verskriklik baie onveilig. So ek dink dit is nou maar hulle probeer nou maar om mense skrik te maak, om vir hulle 'n bietjie bang te kry. So ja, ons sien nou maar of dit sal werk en ek hoop nou maar mense volg nou maar hierdie die reëls bietjie meer as hulle nou weet nie, ek kan my lisensie kan opgeskort word. Verseker. Palesa, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Palesa met jou krantbesprekings. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.